nou hierdie praatjie noem of wat ook al of so ietsie. En daar het nou 'n hele klomp goed in my kop opgekom. En die eerste ding wat opgekom het is Willem se dinge wat hy verkeerd doen. Die tweede ding is, het ek gedink, sommer is vroue dinge. Jy weet, dis net vroue dinge die ding. Die derde ding wat ek gedink het is, hoe kyk God na 'n vrou? Jy weet, so, en as jy nou op die bord kyk daar, so dit is nou 'n vriend wat daai ding vir my gestuur het, en ek het nou gedink ek moet gaan heroorweeg my vriendskap met die man. Want daar staan geskryf, if at first you don't succeed, try doing what Linda told you to do in the first time. Okay, so laat ons dit nou net reg op die tafel sit hierdie, so, as ons net aangaan na die volgende slide toe, en ek gaan sommer reguit net begin te daarmee, en hierdie ding het nou in my kop vasgesteek, en dit het my nou al regtig waar dio's ingemaak, dat ek nou sommer net so, dominees beginte en pastore beginte met die ding, en as hulle nou vrouens, jy moet nou 'n goeie vrou wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die huis, dan stop hulle daar, dan gaan hulle nie verder aan nie. Die sin is nie eers klaar nie, die vers is nie eers klaar gesê nie, dan stop hulle daar en dit gebruik hulle nou as hulle kan 'n hele preek daaroor hou, oor 'n halwe vers. So, dis nou waar dit nou stop. Nou, gewoonlik as ons by 'n troue is, en ek sê vir my vrou, luister wat sy sê, dan stamp sy ek haar so en sê, luister, en sy dink ek soek pipperminte. Dis waar dit is, en dan gee sy vir my so 'n paar pipperminte aan, en luister ons maar verder na die preek. Nou die groot kondisie wat daar is, wat die Here sê is dit, ons het 'n prokureur hier, en hy sal 100% saam my stem. Hy sê, soos Christus die hoof is van die kerk, jy moet jou vrou hanteer, die vrou van jou lewe hanteer, soos Christus die kerk hanteer. Dis die prekondisie daarso. Dis nie net van jy's in charge van jou vrou en dis die einde van die storie nie. Die kondisie is wat daar so is. Jy moet jou vrou hanteer volgens die Here se karakter en wat die Here wil hê. Dis wat hy sê. Ons kan nie daar verbykom nie. So, toe moet ek nou gaan sit en dink by myself, wat is die Here se karakter? Hoe wil hy hê, deur al die jare wat ek getroud is, moet ek my vrou hanteer? Hoe moet ons vrouens hanteer? Want dit is volgens God se karakter. Dis die prekondisie wat daar so is. Nou, dit klink so obvious. As jy met enige vrou praat hierso, sal sy met 'n man wil getroud wees soos Jesus Christus. Sy naam is Jesus en jou van is Christus. As jy so van kan kry. Enige vrou in die wêreld wil met so 'n man getroud wees. Daar's nie 'n vrou wat vir my sê, sy sal nie 'n man wil hê soos Jesus Christus nie. So, en toe kom die eerste ding by my op, wat hy sê, die Here se karakter sê is liefde. Nou, as jy nou gaan verloof raak, en dis 'n hele ander storie, ek en Linda verloof geraak het, dis nou nie ietsie, ek is al reeds in die moeilikheid daar gewees, en sê hy vir my, alright, dis nie die liefde wat jy nou gaan en jy koop vir jou vrou 'n bos blomme nie. Hierdie storie is intens. Dit is 'n ongelooflike intense storie. Hoe lief was ek vir die wêreld gewees? Wat het ek gedoen vir die wêreld? Nou Evelyn sit nou hier met sy 2 dogters hier voor, en daar's ouers met kinders daar so agter. En as ek nou vir hom sê, Evelyn, kies nou een van jou 2 dogters wat op 'n brandstapel moet gaan. Daar, kyk, as jy 'n teenager het in die huis, dan gaan dit redelik maklik, né? Dan weet jy wat een om te kies. Maar as die Here vir jou kom staan en sê, hierdie liefde wat ek gehad het vir hierdie aardbol is so, ek het my seun gegee daarvoor. En as jy vir enige ouer vra daar buite, dis ongelooflike liefde wat die Here het vir die aarde, vir die mense. Ja, dit is nie net ietsie wat net gebeur het nie. Dit is 'n ongelooflike intense liefde, en dit is hoe jy jou vrou moet hanteer. Dit is hoe jy die vrou in jou lewe hanteer. En daar is nie iets daaroor nie, dis wat hy van jou verwag. Dit is hoe jy jou vrou moet hanteer, dit is hoe jy jou vrou moet hanteer, dit is hoe jy vrouens in jou lewe moet hanteer. Die tweede ding wat hy met my gepraat het oor is blydskap. Nou dink ek by myself, ja, right, as die Blou Bulle wen, is ek gewoonlik bietjie bly en so aan. Hy het gesê, nee, dit is nie so nie. As daar 'n mens tot geloof kom,
in die Here Jesus Christus, dan is daar 'n feesmaal wat afgaan in die hemel. Daar's duisende engele wat sing daarso. Die blydskap wat daar is om 'n vrou in jou lewe te hê en te gaan en hierdie vrou wat daar is op te hou en te ondersteun en die blydskap en die vreugde wat daar is in haar lewe. Dis iets ongelooflik wat die Here in 'n man se hart moet sit om dit vir sy vrou te doen. Dit kom nie net van okay, ek is nou bietjie bly oor die bord kos wat ek gekry het of so ietsie. Daai blydskap is so ietsie soos wanneer twee mense 70 jaar getroud is. Right? Die ene sterf af en die ander een kan nie langer leef nie. Binne 2 jaar of binne 'n jaar daarna is daai persoon ook oorlede. Daai intense gevoel van blydskap, lewe saam met mekaar voer, waar hulle mekaar ondersteun en opbou en by mekaar bly en deur dinge werk. Nou, dis hoekom ek sê, baie van hierdie goed kry ek verkeerd en dan moet ek teruggaan en weer gaan regmaak en so. Nou, vrede is 'n ding in 'n huis wat maklik kan verkeerd loop. Okay? Onvrede kan maklik gebeur. Nou, hoe werk dit dan nou? As jy nou omgekrap is hier oor 'n storie. 90% van die tyd, as jy na jou vrou kyk, as sy is omgekrap met jou, weet jy wat? Dis jou skuld. Dit is wat dit is. Maar een of ander tyd was jy kort van draad, of jy nie lekker gevoel nie, of jy is geïrriteerd, of so ietsie. En dan wat sy vir jou teruggee, is presies hoe jy optree. Dit is wat dit is. Dit is wat dit is. Sy gee vir jou terug wat jy vir haar gee. So as jy vir haar 'n bietjie moeilikheid gee, gaan sy vir jou baie teruggee. As jy vir haar 'n bietjie liefde gee, gee sy vir jou 'n baie bietjie man. Dit is wat dit is. Weet, dit wat jy vir haar gee, gaan sy vir jou in 10-voud teruggee. En dit is wat die Here sê, gee vir haar liefde. Want as daar onvrede in jou huis is dit jou skuld. Ons het een keer hierso, Marianne was hierso gewees en sy het vir my gevra, baie keer as sy besigheidsmense het om te praat, veral mans, moet ek met hulle praat en so. En hierdie ou daar aangekom met 'n verskriklike attitude, vreeslike attitude, hy is hierdie direkteur van hierdie groot maatskappy en so aan. En eerste ding wat ek vir hom gesê het is, hoor jy, moet nou nie vanmôre vir my kom vertel oor al die swak besluite wat jy gemaak het in jou lewe nie. Hy sê, hoe so? Ek sê, as jy kom sit en kla oor jou vrou by my, dan is dit 'n swak besluit wat jy gemaak het. Moenie by my kom kla nie. En toe het die ou so 'n bietjie vol attitude. Ek sê vir hom, luister, as jy so attitude met my het, wil ek ook nie met jou getroud wees nie. Gaan verander jou attitude, dan gaan jou vrou se attitude verander, want dit is wat die Here wil hê. As jy vir haar liefde gee, soos wat die Here sê, gaan sy vir jou liefde teruggee. En dit is waar ons baie keer kom, waar ons sommer net gewoond raak aan ons vrouens, sommer net nie gewoond raak aan die vrou wat rondom jou is, en jy waardeer haar nie meer nie. Dit is waar dit inkom. Jy waardeer nie daai vrou wat die Here vir jou gegee het nie. Geduld, reg. Hierdie ene kry ek baie verkeerd. Baie keer. Veral as ons nou moet gaan skoene koop, nê. En dis die 3de winkel waar ons inloop. Okay? Dan die eerste 3 is sommer klaar verby. Dan is dit sommer net uit. Daai geduld wat die Here sê is, wees geduldig met jou vrou. Wees geduldig met haar. Dit vat tyd. 'n Vrou vat tyd. Man, as ek sê ons ry 7 uur, dan ry ons 7 uur. As my vrou sê ons ry 7 uur, kan enigiets wees van 7 uur af tot wanneer ons ry. Dan wanneer ons ry. Geduld. Ek was eendag in die Checkers gewees, toe staan hierdie ou hierso voor my, en ek weet presies hoe die man gevoel het. As jy by die Checkers staan en jy is besig om te wil betaal, en jy staan daarso, reg in die ding, jy het al jou kaart uit, en hier's 'n string mense wat agter jou staan, en jou vrou sê, hoorie, ek moet nog net dit gaan haal. Wie, dan voel ek hierdie eerste 3-4 wat ek op het, word redelik ernstig dan gekonfronteer daarso op daai punt. Dit is wat die Here sê, is, jy moet geduld hê met die mense rondom.
Vriendelikheid. Dit gaan terug na ou se eerste gedrag toe, waar jy sit, geen vrou wil met 'n opgeskorte, knorrige ou man sit nie. Niemand nie. Daar's nie 'n vrou wat met so 'n ou opgesit nie. En die Here sê is, wees net vriendelik met haar. Dis wat ek van jou verwag. Wees vriendelik haar. Ek het haar vir jou gegee. In liefde. In blydskap. Sorg dat daar vrede is in jou huis. Sorg dat jy geduldig is met haar. Sorg dat jy vriendelik is met haar. Ek het al mense gesien wat 30 of 40 of 50 jaar getroud is. Al wat oorbly van haar huwelik is twee mense wat geen respek het vir mekaar nie. Hulle bly net by mekaar as gevolg van, right, dit is gemaklik hierso. Maar hulle het geen respek vir mekaar nie. Jy moet gaan en jou vrou waardeer. My oudste broer is 'n paar jaar terug oorlede en hy het 'n geweldige depressiwiteit gelei en so. En toe sê ek, ouboet, kom ek en jy praat nou bietjie met mekaar oor hierdie ding en so aan. Van die lewe. Ek sê jou vertel wat ek dink. Ek sê vir hom, daar's 3 dinge wat jy moet doen. Net op 'n menslike vlak. Die eerste ding is, gaan geniet jou vrou. Geniet haar. Man, gaan geniet haar heeltemal. Want jy gaan nie nog 'n kans kry nie. Jy gaan en waardeer haar en geniet haar met alles wat jy het. En dit is wat die vrou wat die Here vir jou gegee het. Die tweede ding is, gaan geniet jou kinders. 'n Vrou wil nie hê 'n man moet lelik wees met haar kinders nie. Gaan geniet jou kinders. Daai kinders, my kinders, soos ek iemand net nou gesê het is, hulle word groot, hulle maak besluite, en daar's niks fout met daai besluite nie, glad nie, daar's niks, jy kan niks doen, maar dit is net so vrek vreemd. Regtig, ek verstaan nie altyd wat daai besluite is wat hulle maak nie. Ek kyk hulle maar net so en dink ek, yes, like, ek verstaan nie nou wat hier aangaan nie. Nou die goedheid is, hoe hanteer jy ander mense in jou samelewing? Hoe hanteer jy die mense rondom jou? Jou familielede, die ander mense waarmee jy saamwerk? God verwag van jou om jou vrou te hanteer, dat sy kan voel, sy is trots op haar man, of trots op die mens wat sy is. Trots op die manier hoe hulle as familie ander mense hanteer. Dit is wat hy van jou verwag. Dit is wat hy wil hê, hoe jy jou vrou moet hanteer in goedheid. Nou, getrouheid. Hierdie ding is 'n baie interessante ding wat die Here op my gesê. Hy het gesê daar's 3 goeters in hierdie ding. Okay, nou kan ek net 2 onthou, maar ek sal nou by die derde een kom. Die eerste een is loyaliteit. My maat, as jy die Here as jou eerste loyaliteit het, werk soos 'n ou se hand. Dis wat ek vir iemand verduidelik het. Dit werk soos 'n mens se hand. As jy met 'n ou hand skud, die eerste duim wat jy het hierso, is wat opwys na die Here toe. As jy jou hand uitsit na 'n ou toe, die tweede ene wat daar so is jou vrou. Sy gewys gewoonlik so vir my, maar die ding is, dit is jou vrou, en dit is hoe jy haar moet hanteer. Dit is hoe jy die vrouens rondom jou moet hanteer. En daar's 'n driehoekie ding is, hoe nader die man en die vrou aan mekaar is, hoe nader is hulle aan God. As die man naby aan God is en die vrou is ver van God af, dan is daai driehoek nie 'n driehoek nie. As die vrou naby aan God is en die man is ver, dan is daai ding nie 'n ordentlike driehoek nie. So dit is wat dit is, wat die man en die vrou nader aan mekaar kom en hulle kom nader aan God, dan word daai driehoek kleiner. Dan word hy sterker. Dit is wat die Here vir jou sê is, jy is verantwoordelik om saam met jou vrou so te hanteer dat sy in liefde naby aan God is, naby saam met God leef. Dit is getrouheid en loyaliteit, en dan die ander een wat daarby kom is beskerming. Kyk, as 'n ou so jonk getroud is, dan voel jy partymal, nou nie in my geval nie, my skoonma is ook hierso. Daar so is die in-laws becomes the outlaws, just like it.
Nee, dan sukkel jy met die skoonfamilie. Nee, ek nooit gesukkel met my skoonfamilie, maar ek kan jou verseker, my vrou, nee, sy het 'n anderste storie gehad met my familie. Dit is daai ding van, om jou vrou, wat dit die Here sê is, ek het haar gemaak, ek het haar so gemaak, dat jy moet aandag daarna gee, loyaliteit aan haar gee, en jy moet haar sekuriteit gee, want dit is wat 'n vrou wil hê. Sy wil 'n environment hê waar sy kan voel sy is veilig, geestelik veilig. Fisies veilig is een ding, geestelike veilige alwe waar sy kan wees. Die laaste ding hierso is sagmoedigheid. Dit gaan van bo tot onder, of ek dink is die tweede laaste ding, sagmoedigheid. Dit is die ding van, hoorie, as jy 'n harde antwoord gaan gee vir iemand, gaan jy 'n harde antwoord terugkry. Net die manier hoe jy die mense hanteer rondom jou. Hoe God wil hê ons moet 'n vrou hanteer. Hy het 'n sagte plek vir haar. Hy het haar nie 'n hart gemaak nie. Hy het 'n sagte plek vir haar gemaak. Nou moet ek ietsie sê, die eerste keer wat ek my vrou sien huil het, staan ek so en dog, kyk, ek het geen idee wat nou hier aangaan nie. Ek het net nie geweet nie. Sy is my maat van skool af en ek het net nie geweet wat hier aangaan nie. Ek kon nie verstaan dat daar emosies in haar is nie. Want sy is mos my chom. Ons kom van skool af, ons ken mekaar, ons gesels met mekaar. En nou staan sy en huil. Hoe werk dit dan nou? Ek weet nie eens wat nou hier aangaan nie. En die Here gesê is, hanteer haar met 'n sagte hart. Met 'n sagte hart. Dit is wat ek wil hê jy moet doen. Nie 'n harde gataardigheid nie. 'n Sagte hart. Selfbeheersing. Nou, as jy nou in die tou staan, soos ek gesê het, en hier kom jy heel laaste, en jy moet nou gaan, wag, en iemand moet nou gaan, en nou goeders gaan kry wat jy nou moet nodig het, selfbeheersing. Al hierdie dinge gaan oor selfbeheersing, sagmoedigheid, goedhartigheid, goedheid, vriendelikheid, vrede, blydskap. Blydskap, dis wat die Here wil hê. Hy wil hê elke huwelik moet so wees dat dit net vol blydskap is. Dit is wat hy wil hê. Nou, voor ek nou by daai volgende slide kom, wil ek net gou hierdie storie vertel. Hierdie ou kom by sy pa. Hy is so 'n klompie jare getroud. En hy sê vir sy pa, hy kan nie meer nie. Hy kan nie meer nie, hy's klaar. Hy het genoeg gehad van hierdie vrou. Hy is finished. Hy sê hy het nou genoeg gehad. Hy wil nou baie. Sy pa sê toe vir hom, alright, ek gaan jou help met die storie. Kom, ek en jy as mans, ons gaan nou hierdie storie uitsorteer. Ek sê vir jou, binne 40 dae van nou af, is jou vrou gone. Okay? Daar is nou niks van haar wat gaan oorbly nie. Ons gaan hierdie storie uitsorteer. Sy pa loop in die kamer in, hy kom met 'n bietjie ryspoeier, 'n bietjie poeier uit. En hy gee dit vir hom. Hy sê vir hom, elke oggend as hy ontbyt eet, gooi jy hierdie bietjie in haar poeier, en na 30 dae is sy weg. Maar dan is sy opgelos, of so ietsie. Hy sê vir sy seun, jy kort 'n alibi. Okay, as jou vrou dood neerslaan, jy kort 'n alibi. Jy moet seker maak dat ons hierdie storie nou gaan uitsorteer. Hy sê nee, dis reg. Hy sê kom ons beplan hierdie storie nou baie mooi. Jy gaan en jy gaan vir jou vrou elke oggend vir haar kos in die bed vat. So niemand moet 'n vinger na jou kan wys nie. Jy gaan vir haar uitvat fliek toe. Jy gaan vir haar blomme vat. Jy gaan haar met liefde hanteer. Jy gaan haar met geduld hanteer, jy gaan haar met vriendelikheid hanteer, jy gaan haar met sagmoedigheid hanteer, jy gaan haar met selfbeheersing hanteer. Jy moet al hierdie dinge doen, né? Nou vir 'n maand en 'n half, so niemand kan 'n vinger na jou te wys nie. So 'n maand, so 10 dae gaan om, hy gaan terug na sy pa, sê pa, jy weet, daai vrou het nou, sy staan hom nou al heel wat beter of so ietsie. En pa sê, nee, maar geen probleem nie, seun, ons staan by ons plan, ons gaan dit deurvoer. So hier by 30 dae gaan hy na sy pa toe, hy sê, pa sal nie weet nie. Hy vrou het totaal verander. Kan pa my nie die antidote gee vir hierdie storie? Sy pa sê, sorry, is te laat. Is te laat. Jy weet, jy het hierdie pad gevat, dis te laat. Hy is naderhand in trane, hy sê, pa, asseblief, dat hierdie vrou se hele wese het verander. Sy pa kyk hom so, hy sê, seun, laat ek nou jou ding of twee vertel. Daai poeier wat ek jou gegee het, is ryspoeier.
Die enigste ding wat in hierdie hele storie verander het, is die attitude hoe jy jou vrou hanteer het. Ja. Hy sê, dis wat verander het. So, jy moet jou attitude verander. En jy moet die waarde van 'n vrou sien soos wat God haar gemaak het. Nou, die Bybel het hierdie storie, dit is in die Bybel opgeskryf, lang voor Jesus aarde toe gekom het. Toe is hierdie storie al opgeskryf in die Bybel, in Spreuke. Nou, die deegsame vrou in Spreuke 31 gaan, so sy is die een wat soggens vroeg opstaan, selfs van die wêreld al donker voel. Ek weet die tannies in hierdie kerk wat 2 uur die oggend opstaan om hulle huise skoon te maak, want hulle voel dis wat hulle wil doen. Met vreugde verrig sy haar dagtaak. So as hierdie kondisies reg is, dit is wat 'n deegsame vrou doen. Nie uit plig nie. Nie uit plig omdat haar man van sê, ek is nou in charge, jy moet doen. Sy doen dit omdat sy weet, haar hande werk, maak 'n verskil. Sy is bereid om 'n ekstra myl te loop. Alles ter wille van haar gesin. Nou hierdie volgende ding wat hier so is ietsie wat vir my persoonlik ook nogal redelik gevang het, toe ek en my vroukie net getroud is. Daar was 'n tyd gewees wat ouer mense groot geword en hulle gesê, 'n vrou moet by die huis bly en die man moet werk. Dis wat dit doen. Dis ons so groot geword en die vrou moet na die kinders kyk en dis wat. Hierdie stuk is geskryf lank voor Jesus was. Hierdie vrou het gestaan en sy staan geskrywe in Spreuke, sy verstaan wat harde werk is. Sy werk nie net hard nie, maar sy is slim ook, hierdie vrou. Sy verstaan wat dit is om 'n stuk grond te gaan koop in die ou vertaling. Ek kom van 1983 vertaling af. Ek was 'n hervormer, ons het die dinge vasgevat. OK. Sy bou, sy plan, sy beplan, sy bestuur, sy onderrig, sy ondersteun met wysheid en waardigheid. Nou, as jy nou kyk na die sinnetjies wat Paulus altyd geskryf het, of wat hy geskryf het in die beginte en wat pastore so verkeerd vat en 'n hele storie daarvan maak. Man, ek dink altyd Paulus, hy het geleer wat 'n huwelik is by Agrippa en Priscilla. Dit is die 2 mense wat vir hom geleer het wat 'n huwelik is, want hy self was nie getroud nie. As jy kyk na Agrippa en Priscilla in die Bybel, daar's partykeer wat Agrippa se naam eerste geskryf is en partymal wat Priscilla se naam eerste geskryf. Waar sy die leiding gevat het. En dit is interchangeable. Daai 2 het mekaar heeltemal geondersteun in wat hulle doen. En wat baie interessant is, die eerste keer wat Paulus na Agrippa en Priscilla se huis toe gevat het, en jy moet nou dink dit is in 'n Joodse tyd, het Priscilla hom gesê, kom huis toe. Hoe gaan jy nou by die huis instap? Hier sit 'n ander ou by jou huis en dit is in 'n Joodse kultuur en waar die vrou eintlik onderdruk is. Hier sit Priscilla met Paulus wat daar aangekom het. Sy het die vrymoedigheid gehad om te sê, Paulus, jy kom saam met my huis toe. Ons gaan vir jou 'n ete maak. Ek en my man gaan vir jou sorg. Jy weet, so hierdie vrou is 'n dinamiese vrou gewees. 2000 jaar of amper, ek weet nie, Evelyn sal meer weet, 2500 jaar terug. Lang voor dit hulle gepraat van 'n dinamiese vrou. Die deegsame vrou is geestelik sterk. Wragtig waar, ek het dit nou al gesien in hierdie gemeente van ons. Die vrouens is so wat deur ongelooflike dinge gaan. Ongelooflik man. En dan kom hulle weer, en dan gaan hulle weer aan. En dan staan hulle weer op, en dan gaan hulle weer vorentoe. Jy weet, vrouens wat ongelooflik sterk is. Haar geloof is nie 'n bysaak nie, maar die fundament van haar lewe. Sy leef met oorgawe en 'n kalm gemoed. Want sy weet wie haar hand vashou. Sy is nie bang vir die toekoms nie. Haar hoop is geanker. Haar mond spreek woorde van wysheid. En sy gee goeie raad wat ander mense inspireer. Man, as jy nou 'n inspirasie hê, dan gaan jy nou en jy luister nou na hierdie klomp tannies wat aan hierdie kant sit. En jy hoor net partymal wat hulle praat en so, en jy hoor die inspirasie wat daar uit hulle uitkom, en die dinge wat hulle oor praat, en die dinge waaroor hulle gesels.
Nou gaan ek luister en sê ek vir Linda, daai tannie het dit gesê of daai tannie het dit gesê, ek dink ons kan iets leer hierso. Ons kan nou iets leer hierso. Okay? Sy inspireer om reg te leef en hoop op te bou, selfs in moeilike tye. Moeilike tye waar 'n dogter in die hospitaal het, waar sy sukkel vir haar lewe. Hierdie vrou besonder maak is nie net haar prestasies nie, maar haar karakter. Wanneer die vrou moedeloos raak, is sy 'n bron, of wanneer die wêreld moedeloos raak, is sy 'n bron van rus en ondersteuning. Sy sien die potensiaal in elke situasie, en waar ander net probleme raak sien sy 'n geleentheid om lief te hê en te dien. Sy gee nie maklik moed op nie. Haar deursettingsvermoë is soos 'n fakkel wat lig bring en waar daar donker is. Dit kan ek nou vir jou sê, ek sal nou daarby uitkom. Kyk, ja, as ek nou met my 2 meisiekinders moes alleen by die huis bly en my vrou vlieg oor see vir 2 weke en stuur die universiteit vir haar. Sy styg op uit Durban uit. Sy is in die lug vir 1 uur of 1 uur en 'n half. Dan land sy in Johannesburg. En voordat sy land in Johannesburg, sal chaos in die huis. Chaos. Né? Jenny, daar's groot chaos. En eendag toe Linda terugkom, toe sê sy, mamma, asseblief, ek is nou so dik vir braaivleis en takeaways, want daar's geen rigting in hierdie huis nie. Niks, daar's geen organisasie. Sy bring 'n kalmte en 'n rustigheid na die huis toe. Selfs al klim sy van die vliegtuig af, dan staan jy daar so en wag en die deure maak so oop en toe en jy sien die mense loop verby om hulle tasse te kry. Net as sy daar verbyloop, sy's nog nie eens uit nie, dan's alles weer uitgesorteer en weet almal waar hulle moet wees. Okay, sy's nie lui nie, maar getrou en betroubaar. Haar huishouding funksioneer nie per toeval nie. Dit is nie net toeval dat haar huishouding is soos wat dit is nie. Okay? Ek hoor nou die dag, die mamas praat van, dan moet hulle dit doen, dan moet hulle dat doen, dan moet hulle dit by die skool, dan moet hulle dat doen is. Sy is 'n organiseerder wat in haar huis is, wat alles hardloop soos wat sy dit wil hê. En doen soos wat sy wil hê. Dis 'n plek van orde, liefde en warmte. Haar kinders roem haar, en is dankbaar vir haar liefde en leiding. Haar man waardeer haar en eer haar. In hierdie lewe is daar baie goeie vrouens. Is maas, dogters, susters, vriende en vriendinne. Maar die vrou wat die Here liefhet, oortref almal. Haar lewe is nie maklik nie. Sy ken pyn. As jy na die stories luister van vrouens, een vrou het haar man verloor, daai een is deur 'n egskeiding wat die Here nooit wou gehad het nie. Teleurstellings wat sy probeer om haar kinders aan die gang te hou, as enkel ouer, probeer om dinge aan die gang te kry en voort te gaan. Teleurstellings by die werk, as dinge nie loop soos wat dit moet loop nie, waar ander ou bevordering kry in die plek. Teleurstelling en bekommernisse, mense hulle werk verloor, maar sy kies om nie daar te bly nie. Sy kies hoop, sy kies liefde, sy kies om 'n verskil te maak in die lewe. En hierdie vroue weet wat haar waarde is. Nie in hoeveel sy reg kry nie, maar sy weet wie haar dra. Dis waar dit op neerkom. Skoonheid vergaan, ons almal word ouer, behalwe nou ek lyk presies dieselfde as wat ek gelyk het toe ek in my matriek was. Die ander ouens het baie oud geword, jy moet hulle sien hoe hulle lyk op ons matriek, 20 jaar reunie of die 30 jaar, en daai ouens is baie oud. Ek lyk presies dieselfde as wat ek gelyk het, ek is seker daarvan. Ja, nee, ek lyk presies dieselfde, jy moet my sien, ek 100% dieselfde. Die skoonheid vergaan, maar die geloof, haar hart, haar liefde, dit hou 'n mens in stand. Sy is 'n seën vir haar familie, en die mense rondom haar, en die gemeenskap. En dis waar ek wil eindig. Dankie.